Goeiemôre julle wonderlike mense. Goeiemôre, 'n heerlike Saterdag en dit is natuurlik tyd vir Ontbytsake, jou gunsteling program. Die wonderlike ding om deel te wees van Ontbytsake is laat mense fantastiese en wonderlike mense ontmoet. En dit is inderdaad so een van ons gaste vanoggend is die ontwikkelingsekonoom Dr. Antoinette van der Merwe. En sy gaan ons gas wees en sy gaan ons vertel hoekom Suid-Afrika 'n lekker plek is om in te bly. Goeiemôre en baie welkom. Môre, dankie. Goeiemôre. Baie dankie. Dis heerlik om jou hier te hê. Ons gaan ontwikkelingsekonomie en goeders praat, maar ons gaan ander klomp ander goeders ook gesels. Net waar jy wil. Nou Charlene is nou nie hier nie, maar ek is seker ek en jy en die res van die span gaan die waar deur die drif kan trek. Goeiemôre aan jou. Inderdaad, goeiemôre David. Dis heerlik om hier te hê Antoinette. Ek dink ons gaan vandag 'n paar lekker goeders oor gesels. Ons gesels ook vandag met Dr. Judy oor velprobleme by babas en ons ontmoet die mense van Spectrum Gehoor wat ook vir haar Captain Hero, hulle eie gelukbringer, dit is sommer oulik, saamgebring het. In die Sake Fokus kuier ons weer in Namibië en maak ook 'n draai in die pragtige Noord-Kaapse dorp van der Kloof. Maar een ding wat sekerlik nie 'n probleem is nie, is ons kos, nee, Carly. Goeiemôre aan jou. Goeiemôre manne, nee glad nooit nie. Baie welkom. Ek hoop jy kuier lekker saam met ons vanoggend. Nou vandag maak ek 'n heerlike hoender, mango en avoslaai, saam met nog so 'n paar ander verrassingsbestanddele en bedien dit saam met Bellingham Homestead se Chardonnay 2020. En die laaste een van die span is Annika. Hallo Annika. Goeiemôre Davie en span en julle lieflike kykers daar by die huis. Hierdie week het dele van Gauteng behoorlik weggespoel met hewige donderbuie wat voorgekom het, maar vir hierdie naweek verwag ons nou die donderstorms meer na die weste van die land toe. Ek vertel vir julle daarvan in die weervoorspelling en in landbousake kyk ons bietjie na spekbome en dit is juis een van my gunsteling plante. Wel, ek kan vir julle sê inderdaad ons het weggespoel hierdie week. Ek wonder of ons hierdie komende week weer 'n keer so baie reën gaan kry. Kom ons skop af soos gewoonlik met Annika. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Hierdie naweek verwag ons die donderstorms 'n bietjie meer oor die weste van die land en ons is dankbaar daarvoor want dit is nog baie droog in van daardie dele. So vir vandag sien ons die donderbuie hier in die Kaap-provinsies, veral ook in dele van die Noord-Kaap en dan is daar ook 'n skraal kans vir 'n bietjie reën hier in die ooste van Mpumalanga en gedeeltelik ook in Limpopo daar waar ons die blou spatsel sien. Dan vannag sal mistigheid inbeweeg langs die Weskus van Suid-Afrika met motreën wat dan moontlik is langs die Suid-Kaapse kus. Dit is ook net so 20% kans vir motreën in daardie gebied, maar dan verwag ons oornag ook dat donderstorms kan voorkom in die ooste van die Noord-Kaap en ook in die weste van die Vrystaat rondom Bloemfontein en selfs ook rondom Vryburg in Noordwes. Vir môremiddag dan donderbuie weer eens hier oor die weste van Suid-Afrika en veral ook stormagtige toestande op die hoogliggende dele van die Kaap-provinsies met donderbuie wat nou ook moontlik is op die hoofveld van Mpumalanga en 'n skraal kans vir 'n donderstorm of twee ook in Gauteng vir Sondag. Die temperatuur 33 in Pretoria, 30 in Johannesburg en dan enkele reënbuie wat kan voorkom in die ooste van Mpumalanga en Limpopo vir Saterdag. Vir Sondag sien ons dan donderstorms op die hoofveld van Mpumalanga en dan ook 'n 20% kans vir van daardie donderbuie om in Gauteng voor te kom. Vir die Vrystaat 'n maksimum van 28 in Bethlehem en dan enkele donderbuie wat vannag ook oor die provinsie kan beweeg en dan môre 'n skraal kans vir 'n bietjie reën die oggend rondom Durban met 'n temperatuur van 31. Donderbuie word verwag rondom die Aar en dan versprei dit ook in dele van die Oos-Kaap in. Dit is warm in die provinsie vir beide Saterdag en Sondag. Sondag sien ons steeds 'n kans vir donderstorms om hier voor te kom, 31 in Kraddock en 30 in Graafrenet met 'n 60% kans vir donderbuie. In Kaapstad 29 as 'n maksimum en dan warm oor die res van die provinsie met donderstorms wat kan voorkom rondom Kalvinia, Sutherland en Beaufort Wes en dan ook 'n klein kans vir van daardie storms om die Suid-Kaapse kus te bereik. Dan môre 'n kans vir reënbuie rondom George met 25 en 35 in Beaufort Wes met steeds 'n kans vir donderstorms. Kom ons kyk na Namibië 36 in Keetmanshoop met enkele donderbuie wat ook daar verwag word, sowel as rondom Appington en Kimberley. En dan sien ons ook vir Sondag donderstorms nou ook rondom Windhoek met 'n temperatuur van 28.
Wat die nuwe week betref, begin ons met 'n kans vir reën die oggend hier in die Oeverberg wat later versprei na die Suid-Kaapse kus voordat dit dan opklaar en nou verwag ons enkele donderbuie in dele van die Vrystaat, Noordwes, die Noord-Kaap en ook langs die oostelike plateaurand. Dan vir maandagnag en dinsdagoggend mistigheid wat inbeweeg langs daardie plateaurand met enkele reënbuie wat steeds kan voorkom daar waar ons die blou kleurskakering sien en uiteindelik vir dinsdagmiddag verspreide donderbuie wat nou verwag word in die Vrystaat en Noordwes, moontlik ook enkele donderstorms in Gauteng en reënbuie in KwaZulu-Natal en die ooste van die Oos-Kaap. Die minimumtemperatuur vir maandagoggend is so rondom 15 grade Celsius in Gauteng en dan daardie middag sien ons dat dit nou heelwat koeler is hier oor die suide van ons land, maar bloedig warm in die Laagveld waar temperature in die middel 30s gaan wees. Dan vir dinsdagoggend 18 as 'n minimum in Kimberley, 17 in Bloemfontein en daardie middag is jou maksimum temperature eerder dan so rondom 29 grade Celsius. Kom ons kyk wat die wind inhou. Daar sal 'n matige tot fris noordewind hier oor sentraal Suid-Afrika waai, 'n bries met tye in en om Gauteng vir hierdie Saterdag en dan verwag ons 'n fris noordoostewind langs ons ooskus vir beide Saterdag en Sondag, 'n lig tot matige wind langs die Suid-Kaapse kus met 'n matige suidwestewind wat nou opsteek in Kaapstad. Dit is jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Ons sit weer 'n opdatering Woensdag op ons sosiale media blaaie. In landbou sake wys ons julle vandag interessante spekboomprodukte en die segment word aan ons gebring deur Laagveld Agrochem. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Ons ken spekboom al vir jare. Ek ken spekboom al vir jare voordat dit 'n mode ding geword het. En ons het daarmee begin eksperimenteer want ek het geweet mense kan dit eet, diere eet dit en ons het in 2020 daarmee begin eksperimenteer en toe 3 produkte gekry wat baie lekker was en toe besluit om 'n company te begin. En hoe meer ons die plant leer ken het, hoe meer was ons geïnteresseerd in die plant en gefassineer met die plant eintlik. En dis van daardie maatskappy gegroei. Spekboom was in die eerste plek van 'n mooi plantjie gewees. So ons het heiningkies daarmee geplant en ons het eers in die tuin daarmee begin werk en dis waar die landskapsargitektuur daarbey ingekom het. En toe het ons van daar af, omdat ons geweet het kan geëet word en dit is eintlik baie lekker. Dit is soos 'n suurlemoen smaak. Daarmee begin eksperimenteer, maar dit was eerstens 'n mooi plantjie wat mooi in die tuin geïnkorporeer was in die tuine wat ons gedoen het. En is waterwys en is inheems en hy kry nie eintlik siektes nie. So dit is net eintlik 'n wonderplantjie om in jou tuin ook te hê. So ons is baie spesifiek oor die produkte wat ons in ons deli produkte gebruik. Dit groei onder 'n skadinet. Ons gebruik geen kunsmatige ons spuit dit met geen insektedoders nie. Ons gebruik niks kunsmatig nie en ons pas dit soos goud op. So dit is die deli produkte se spekbome. Onder die skadinet niks en niemand kan naby dit kom nie. Die skoonheidsreeks se produkte is ook glad, word glad nie gespuit nie. Dit word glad nie enige kunsmis toegedien nie. So uit my tuin uit kry Happiness die stiggies, sy sny dit en sy pluk dit daarbo en dit is vir die skoonheidsreeks wat Happiness besig is om te oes. Die deli reeks se blaartjies oes ons nie hier op die perseel nie. Dis 'n baie maklike plant om te plant en hy groei baie maklik. Hy is inheems, hy is waterwys, hy groei van 'n steggie. Ons grootste probleem was die oesproses want dit is baie arbeidsintensief en dit vat baie lank en ons is nog besig om te dink hoe gaan ons dit beter doen. So omdat dit so arbeidsintensief is, het ons hande gevat met 'n gemeenskapsprojek hier in ons omgewing, Tsepo gemeenskapsprojek. Hulle het groentetuine en hulle het vir ons spekbome geplant. Dit gee vir die mense wat daar bly waardigheid. Dit is hulle werk. Hulle moet na die groentetuin en na die spekbome kyk en dit gee ons bietjie ekstra hande wat ons help met die plant van die plantjies. Ons gebruik die plantjies by Tsepo net om steggies te maak en nuwe plantjies te maak. En Tsepo kan ook van die plantjies wat ons vir hulle geskenk het, self plantjies maak wat hulle kan verkoop.
Ons gesels met Dr. Antoinette van der Merwe. Dit is vir my so lekker om jou te hê. Ek noem dit sommer nou uit die staansbereid. Ons kinders gaan saam skool toe of in die kleuterskooltjie, so sien mekaar op so elke nou en dan by die hek. Antoinette, vertel ons, voordat ons nou by die ander goed uitkom. Net die agtergrond, waar het jy groot geword, studeer, daar's 'n wederhelfte, vertel ons 'n bietjie. Ja, Pretoria groot geword, daar in Garsfontein, so in die ooste. En toe besluit ek hierdie ooste raak vir my te veel. Ek wil Stellenbosch toe gaan, so ek het daar gaan swat. 4 jaar in Stellenbosch studeer en toe is ek Potchefstroom toe. So daar het ek so half studeer, half lektorpos gehad. En toe in daai tyd toe ontmoet ek my man wat toe in Pretoria sit. So toe is die trek terug Pretoria toe nogals groot. Ja. En kort na ons troue toe is ons bietjie Nieu-Seeland toe vir 'n jaar. Gelukkig genoeg gewees om in Wellington, die coolest little capital te bly. Ja. Kort na ons terug is, het ons die kans gehad om bietjie Switserland te gaan. So ons is op en af die laaste paar jaar. En toe het jy toe gaan studeer in Switserland of hoe het dit gewerk? So die geleentheid aanvanklik was vir my man gewees. Hy het die Swiss, dis eintlik so belaglik. Hulle betaal jou om jou PhD te doen. Hulle gee vir jou pos met all the bells and whistles. So my man was gelukkig om so 'n pos te kry by die ETH in Zurich. En toe is ek gelukkig genoeg oor tyd om 'n soortgelyke pos te kry. So ons was 2 PhD-studente also in die groot stad. Slim mense daar nie. Ja, of eintlik gelukkig geweest. Gelukkig. Hoe was jou ervaring van Switserland? Is dit ek kan dink anders natuurlik en jy noem dit ook in jou potgooi waar ons nou gaan praat. Yes. Ek weet Switserland is ek dink is so naby aan volmaak as wat jy op hierdie aarde kan kry. Dis 'n skoon land, dis 'n veilige land, dis 'n mooi land. Naweke dan word jy vroeg wakker, klim op die trein, 2 ure later stap jy in die Alpe, klim op die trein terug, drink 'n bier op die ek meen dit is ons nou absoluut belaglik. Dis hoe dit moet wees. Yes, dis die lewe daai. So dit was ons het pelle gemaak, ons het lekker werk gehad, ons het 'n goeie lekker tyd gehad. Ja. En is jou kinders toe in Switserland gebore? Anita, my oudste dogtertjie is gebore in Zurich. Ek dink ons was so 2 jaar daar toe sy gebore. En toe het ons teruggekom Suid-Afrika toe ek swanger is met my tweede, met Eduard. So hy is hier gebore. So hy is 'n Suid-Afrikaanse burger. Ag, maar dit is heerlik. En jy verwys nou spesifiek en ons gaan nou lekker in detail daaroor gesels. Toe jy potgooi begin. Yes. My volk. O my volk. O my volk. Ja. En jy praat nogal spesifiek daaroor 'n klomp dinge. Waar die idee dan nou ontstaan om nou hierdie potgooi te begin? Ek dink soos ek sê ons lewe in Switserland was idillies, daar was niks fout daarmee nie, maar ons het altyd hierdie drang gehad om terug te kom. En ons het so in die winter teruggekom Pretoria toe wat nie die mooiste tyd van ons so plus net na ons terugkom toe tref daai optogte in KwaZulu-Natal en Gauteng. O ja. So my gevoel was altyd, jy weet, ek wil wees by my mense, ek wil wees in my land, by my volk. Maar toe ons land en al daai dinge gebeur, toe dink ek, jy weet, o my volk. O my volk. Het ons die regte ding gedoen. Ja. En so toe het ek het daai eerste jaar en 'n half baie angs ervaar. Ek was bekommerd, het ons die regte ding gedoen. En so toe gaan ek op 'n missie om te probeer verstaan hoekom wil ons terugkom? Jy weet, wat is dit in hierdie plek wat my teruggetrek het? Ja. En dit die produk is die potgooi. Was dit baie keer 'n geval terug nou in Switserland, het mens daai gevoelens van jy moet jouself konstant ooreed dat jy die regte besluit gemaak het om nou hierdie, want dit is 'n groot skuif. Ek bedoel dis nie sommer net van ons gaan gou vir die naweek Tromsburg toe nie. Hulle dit is ook amper soos om te dis 'n groot skuif ook. Maar het jy daai tipe van emosionele wrogings gehad in Switserland? Ja, kyk, ek dink ek het dit meer gehad in my tyd. Ek was ook 'n jaar in Holland en 'n jaar in Nieu-Seeland. Ek het dit daar meer gehad. Ek het daar daai goeters wat jy voel, o, hier's onverwagte dinge wat nie goed sit met my nie. Ek kan nie regtig meer vereenselwig nie en ek moet vir myself sê, jy weet, hierdie is 'n beter plek eintlik. Ja. So ek het dit meer daar gehad. Ja. Ironies het ek nie soveel in Switserland gehad nie. Dit is genuine 'n wonderlike land. Maar ten spyte daarvan het jy hierdie gevoel binne jou wat jy nie verstaan nie, wat voel jy trek terug na Suid-Afrika met al sy probleme toe. Ja. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Dis nou eers oor na Corlie en dan gesels ek en Antoinette weer verder. Die Bellingham Homestead Chardonnay is die ideale pasmaat vir romerige hoender, varkvleis en pasta geregte. Selfs 'n Caesar slaai en ligte curries sal heerlik daarbey smaak.
Nou maak nie saak watter dis ek maak of voorberei nie, daar is altyd 'n paar dinge wat ek reken my kos onvergeetlik maak. Nou die eerste geheim is natuurlik opdiening, dan is dit ook die harmonie tussen die soet, die sout, die suur en die krakerigheid wat elke mondvol 'n belewing maak. En laastens is dit natuurlik die kleure van die kos. Nou jy eet nie net nie, jy begin met elke bord kos 'n geuravontuur. Nou ons spring weg met die hoender. Nou ek het gesnyde hoenderfilette gemarineer in 'n sous. Nou al wat jy moet doen is net om die metode en die bestanddele op my resep te volg. Jy braai dit net gaar en goudbruin in die pan en plaas dit dan so een kant net om af te koel. Dis waar ek nou in hierdie stappe trek. Dan gesels ek gou oor die parel couscous en die sous wat ek daaroor gebruik. Nou die couscous is, of dit weerspieël nie eintlik regtig die naam nie, want dit is eintlik geroosterde pasta balletjies. Nou ten spyte van die naam is dit couscous nie regtig couscous nie, jy kan hom maar self besluit. Nou dit trek ook die sous heerlik op wat ek daaroor gaan gooi. Nou die parel couscous kook jy oor 'n lae hitte in 'n bietjie water en sout en dan gooi jy dit later net af. Net soos jy jou pasta sou kook. Nou volg net die instruksies op die pakkie. Nou vir die sous, al wat jy hoef te doen en nodig het, en ek gaan sommer gou hier begin, ek gaan vir jou so noem terwyl ek dit ingooi. Nou hier het ek bietjie olyfolie, dan het ek hier 'n kombinasie van opgekapte graseie en mintblare, wat ek net so 'n handjie vol, so 'n paar vingertjies gaan ingooi. Hierso het ek bietjie heuning, wat ek ook ingooi. Sout en peper. En dan hierdie is natuurlik my suurlemoenskil of lemon zest, soos jy hom ook kan noem. Gooi hom so 'n bietjie daarin en dan heel laaste net so klein drukkie van hierdie vars suurlemoen. En dan al wat jy nou doen is jy gaan hierdie oorgooi. En dan meng jy dit nou net lekker deur. En jy kan sien as jy nog 'n bietjie olyfolie kort, dan gooi jy dit net oor. Nou as ek terug is, gesels ons oor die res van hierdie kleurvolle bestanddele en ek begin solank om dit dalk uit te pak. Nou is dit eers terug na Leon en Dr. Antoinette van der Merwe. Ek gesels verder met ons gas, Dr. Antoinette van der Merwe. Nou, ons praat oor julle skuif Zurich toe en toe terug Suid-Afrika toe. En toe het jy nou begin met hierdie podcast, potgooi. Dus, ek weet ook nie regtig al. O my volk. Nou as 4 episodes in die ding. Vertel ons 'n bietjie meer van die konsep. Ja, so ek weet wat ek eerstens gedoen het is ek het mense gaan opsoek. Ek is bietjie navorser, so ek het gevoel laat ek met ander mense praat wat dieselfde as ek is. En ek het met mense gaan gesels wat in verskeie lande oor die wêreld gebly het en besluit het om terug te trek, so Engeland, Dubai, Australië ensovoorts. En ek was nogals geïnteresseerd geweest dat baie van dieselfde temas uitgekom het. Ten spyte van die feit dat hulle verskillende lande was, vir verskillende redes teruggetrek het, verskillende tye, verskillende diertes. En so ek het so half 4 episodes, die eerste 3 episodes liewer probeer rondom daai temas probeer skryf. En dan die heel laaste ene was my man het eintlik gesê, weet jy wat, jy kort nou nog 'n hoop episode. Want dit help nou nie as jy sê ons het teruggekom, maar hier's nie hoop nie. So die laaste een is so 'n bietjie 'n cherry on top. En dit was kies, identiteit en karakter was die eerste 3 en toe kom hoop by. Met watse mense het jy sê nou jy het met verskeie mense gepraat. Wat se So ek het met verkies het ek gesels met Angel Jones van Homecoming X. Hulle sien hulle self as 'n brain gain maatskappy. So hulle trek mense wat geëmigreer het wat poste soek in die binneland weer terug. So dit gaan oor daai keuse vir immigrasie en die keuse vir terugkom. Identiteit het eintlik gegaan oor wie ons is as Suid-Afrikaners. Ons is 'n bietjie 'n vreemde spul. So ek wil verstaan net wie ons is en hoekom is ons anders as ander mense. En toe het ek later gevoel ek wil net so 'n bietjie nog meer hamer op daai karakter. Ek het dit gaan luister. Dit was my baie insiggewend en wat vir my nogal uitgestaan het daar is hoe ons as Suid-Afrikaners jy kry maar meeste en is seker maar wêreldwyd sekerlik so. Dis 'n menslike ding om jy vind 'n groot deel van jou identiteit in 'n groep, in 'n konteks en saam met daai gemeenskap. En ek neem aan dit was maar op die einde een van die groot dryf vir julle om redes vir julle om te wil terugkom, nie waar nie? Ja, ek dink kyk my oupa grootjie was 'n Nederlander. Hy het Suid-Afrika toe geëmigreer in die
1910, vroeg 1900. En hy het op 'n stadium besef hy moet by Suid-Afrika aanpas. Hy kan nie verwag Suid-Afrika moet by hom aanpas nie. En toe het my ouma in 'n brief oor haar lewe so mooi gesê, sy het gesê en toe begin sy eerste stap na integrasie. Wat ek dink sy hele lewe lank sal duur. Want geen mens kan jou wortels ontken of ontgroei nie. Wow. En ek dink daai het vir my al die spyker op die kop gestaan oor jou identiteit. Ons is hier gebore, die eerste paar lewensjare kry jy jou identiteit, jou wortels word geskiet. Dis ongelukkig maar in 'n moeilike land, maar ek dink ook ons baie voorregte vir ons om Suid-Afrikaners te wees. So, dis vir ons is. Die gras is groener in dalk op ander plekke, maar daar is nog goeie redes om hier te bly. En Dawie gaan nou ook met jou verder daaroor gesels. Dankie dat jy by ons kom kuier dit vanoggend. Okay. Ons gesels nou verder. Dawie gesels later verder met ons soos ek sê, maar is nou eers oor na die sake fokus. Hi, ek is Andrei Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Die man homself, Pieter de Waal, hoeveel sake fokus het jy al in ons pragtige buurland Namibië gedoen en is daar iets wat vir jou uitgestaan het in hierdie? Om jou eerste vraag te antwoord nog nie genoeg nie. Nee, absoluut. En die gasvryheid wat natuurlik staan altyd uit. Dit was lekker geweest om in Windhoek weer te wees en dan sover as Oudtshoorn. Ons het natuurlik nuwe woorde ook gevind. Ja? Kan dit nie so sê nie. Ons sal nou af van die lig af daaroor. Ja, maar dit was 'n aangename tyd geweest. Dit het baie geniet. Ag, is altyd wonderlik en nou ons kyk nou hoe lyk dit in die hoofstad Windhoek en daarna 3 bekende bedrywighede van daar, onder andere 'n skool. Namibië is reeds in 2013 deur die wêreldwye sake en finansiële nuusverskaffer Bloomberg aangewys as die topopkomende markekonomie in Afrika en die 13de beste ter wêreld. Sedertdien het die Namibië-regering verbeterings aangebring om buitelandse beleggings te lok deur die vermindering van rompslomp as gevolg van buitensporige regeringsregulasies, wat Namibië vandag een van die minste bureaukratiese lande maak om in besighede te belê. Namibië word ook deur die Wêreldbank as 'n hoër middelinkomste land geklassifiseer en bekleed die 87ste plek uit 185 ekonomieë in terme van gemak om sake te doen. BDO Namibië is deel van 'n wêreldwye netwerk en een van die toonaangewende ouditeursfirmas in Namibië. BDO se 7 vennote werk nou saam met werknemers en bied 'n uitgebreide reeks dienste aan publieke, private en regeringskliënte reg oor die land. Hulle is een van die grootste verskaffers van finansiële dienste en is 'n geakkrediteerde opleidingskantoor. BDO Namibië is deel van 'n wêreldwye netwerk en is internasionaal die 5de grootste firma wêreldwyd. BDO is natuurlik baie strategies goed geposisioneer in 166 lande met personeelkomplement van 120,000 mense en 15 miljard Amerikaanse dollar omset per jaar. BDO is ook strategies geposisioneer in Namibië met kantore in Windhoek, Walvis Bay en in Oshikati. BDO se kernoogmerk is mense wat mense help. Dit dryf alles wat ons doen. Ons is trots daarop om ons personeel te ondersteun sodat hulle kan floreer en dan in die proses ons kliënte kan help om 'n sukses te behaal. Windhoek Afrikaanse Privaat Skool of WAP of sommer Windhoek Affies is die enigste skool in die Namibiese hoofstad Windhoek wat onderrig van graad R tot 12 in Afrikaans aanbied. Onderrig word ook in die hoërskool in Engels vanaf graad 8 aangebied. Hulle bied al vir 30 jaar aan kinders binne die geborge ruimte van 'n gelukkige skoolgemeenskap die geleentheid om tot toegeruste volwassenes te groei deur middel van kwaliteit onderrig in Afrikaans, gekoppel aan Christelike waardes. Met WAP se geskiedenis van prestasie oor 'n wye spektrum, die hoë maatstaf wat die beheerraad stel en die verwagtinge wat ouers vir hulle kinders koester, skep hulle die ideale produk wat waardegedrewendheid, afgerondheid, selfstandigheid, selfversekerdheid, onafhanklikheid, lewensfiksheid, kritiese denkvermoë en gereedheid vir die uitdagings van die lewe insluit. Dis 'n vennootskap tussen hulle ouers, leerdlinge, personeel en die beheerraad. Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Leerlinge blink uit op akademiese, sport en kultuurvlak. Elke leerling weet, die skool is ruim genoeg sodat elkeen volgens hulle eie aard en talente kan ontwikkel en 'n bydrae kan lewer tot die samelewing. Bushwhackers het beslis sy merk gemaak in die buitelug ontspanningswêreld en het gegroei tot 'n sleutel kleinhandelverskaffer van buiteligklere in Namibië, die buurlande en kliënte uit die buiteland. Aangesien buiteligavonture en kampeer, karavaan en visvang 'n manier van lewe in Namibië is,
is bushwhackers geraad om in al die behoeftes van die buitelewe entoesias en avonturier te voorsien. Hulle is bekend daarvoor dat hulle 'n wye reeks produkte aanbied, insluitend ongewone en moeilik bekombare items en bied mededingende en markverwante pryse. Hulle werkswinkel het 'n 4 uit 5 ster gradering. Hulle diens karavane en sleepwaens van alle handelsmerke en doen ook voertuigaanpassings op 'n baie hoë standaard. In 2020, net 200 meter van die hoofvisvang en kampeertoerustingwinkel, het bushwhackers ook 'n slaghuis, deli en bottelstoer by die lys van dienste vir kliënte gevoeg om 'n een-stop inkoopie ervaring te skep. Bushwhackers Fishing and Camping Equipment en Bushwhackers Butchery and Bottle Store vir 'n aangename inkoopie ervaring terwyl jy as kliënt help om bewaring en welvaart vir al die burgers en besoekers aan Namibië te bevorder. Ons kuier verder in Windhoek, Namibië en ons wys julle nou ook Cosmos 94.1 wat baie gewild is daar en selfs in Suid-Afrika deur middel van 'n stromingsdiens. Nou hulle reël ook 'n groot Afrikaanse fees wat in April plaasvind. Ons moet sê dis vir ons altyd lekker om ons Namibiese besighede ook hier op Ontbytsake tentoon te kan stel. Man, en julle is so gasvrye klomp ook nog boonop. Cosmos 94.1 is die grootste onafhanklike kommersiële uitsaaier in Namibië. Die stasie is in 1999 gestig en saai al 24 jaar uit. Hulle het hulle handelsmerk en produkaanbiedings oor die jare ontwikkel en verskaf boeiende vermaak wat voorsiening maak vir Namibië. Dit beteken die verskaffing van programme wat spesifiek vir hulle gehoor saamgestel is. Cosmos 94.1 is 'n musiekformaatstasie wat ook fokus op nuus en vermaak. Uitsendings is tweetalig in Engels en Afrikaans na elke groot deel van die land. Hulle het ook 'n groot aanlyn teenwoordigheid in Suid-Afrika met ongeveer 3000 strome daagliks en 60% van stroomluisteraars uit Suid-Afrika. Cosmos 94.1 gebruik internasionale standaarde in uitsaaiwese en tegnologie vir programme en verkope. Dit lei uiteindelik daartoe dat luisteraars die beste programme kry en kliënte werklike waarde vir hulle geld kry wanneer dit by kommersiële ligtyd kom. Kontak hulle vandag om jou mark te bereik. Na die sukses van meer as 8000 feesgangers in 2024 bied Cosmos 94.1 weer die Cosmosfees in Windhoek, Namibië aan. 'n Afrikaanse musiekfees vir die hele familie. Cosmosfees 2025 bring vir jou die grootste plaaslike en Suid-Afrikaanse kunstenaars, soos Rihanna Nel, Juanita Du Plessis, Elof, Brendan Piper, Lofi, Bob van Blerk en nog 14 van jou gunstelinge. Dit vind plaas op 25 en 26 April op die Wanderers Sportgronde in Windhoek en kaartjies is beskikbaar by helder.co.za. Cosmosfees, jy wil mos nie die grootste fees in Namibië misloop nie. Airgas Namibia en sy voorganger Air Liquid Namibia is sedert Augustus 2009 in Namibië bedrywig en versprei hulle volle produkreeks reg deur die land. Hulle is sedert 1 Junie 2020 in ten volle Namibiese besit. Hulle het 'n produkreeks van die aanvanklike mediese gasse uitgebrei en gediversifiseer om 'n volledige reeks nywerheid en spesiale gasse in te sluit, soos LPG vir nywerhede, kommersiële, huishoudelike en die gasvryheidsbedryf. Spesiale mengsels van koolstofdioksied vir die voedsel- en drankbedryf, LPG-installasies wat instandhouding en veiligheidsaudits insluit, swys- en veiligheidsprodukte en verwante dienste, en tuisorg mediese produkte soos suurstofkonsentrators, plus mediese sorgtoerusting en ondersteuning. Airgas Namibia is 'n markkliënt en oplossingsgerigte maatskappy met 'n sterk diens- en kwaliteitkultuur waar hulle kliënte eerste stel. Airgas Namibia, kwaliteitdienste teen mededingende pryse met 24/7 rugsteun en afleweringsdienste. King Price Insurance Namibia gaan nie net oor bekostigbare premies nie. Dit gaan oor koninklike diens wat deur Namibiërs in Namibië aangebied word. Sedert hulle deure in 2016 oopgemaak het, het King Price vinnig gegroei en spog nou met 5 takke landwyd. Een koninklike waarde is pret met 'n tikkie waansin. By King Price glo hulle dat werk lekker moet wees. Op die ou end is 'n gelukkige kultuur gelyk aan gelukkige werknemers wat koninklike diens met 'n glimlag bied. By King Price kry die kliënt altyd koning. Hulle luister met 'n fyn oor na Namibiërs se unieke behoeftes en vervaardig produkte wat daaraan voldoen. Van motor- en huisinhoud tot draagbare besittings en persoonlike ongeluksdekking. Dag sien Namibia. Dit was 8 jaar laas wat julle saam met ons gekuier het by Ontbytsake. En in die 8 jaar het regtig baie verander. Takke landwyd, meer personeel en baie meer kliënte. Wat wel nie verander het nie, is ons toegewydheid aan koninklike diens vir Namibiërs in Namibië. So praat met jou makelaar of kom drink 'n koffie by ons.
herinner julle graag weer dat ontbytsake kykers vanaf Saterdag 5 April toegang sal hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel. Ons skop af met R20.000 se gratis Fly Sapphire vliegbewyse, maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom. Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad se sakewinkel om jouself 'n kans te gee. En dankie aan almal wat reeds geregistreer het. Nou oor na Dawie met ekonomiese nuus. Weersake met Annika de Beer word weekliks op Ontbytsake se webtuisblad gelaai, sodat enigeen kan gaan kyk wat dit moontlik misgeloop het. Besoek ontbytsake.co.za. Wel, hierdie is so alweer ekonomiese program vanoggend. Ons praat met 'n ontwikkelingsekonoom. So ek het gereken om miskien weer 'n keer wat ek al voorheen met julle gedeel het, weer 'n keer met julle te deel. Dan gaan ek hoor wat sy daaroor sê. Wat is daai, wat soos my ouma gesê het, ingrediënte? Wat is daai belangrike goeders wat ekonomiese groei vir jou verseker? En ek dink as 3 of miskien 4 goeders en dan gaan dit weer 'n keer herhaal. Die eerste een is jy moet privaat eiendomsreg respekteer en beskerm. Die breë definisie van privaat eiendomsreg. Dis nie net my eiendom nie, maar ook my lewe en sulke goeders. Dit is alles deel van my eiendomsreg. Die tweede ding wat jy moet doen, jy moet vrye handel beskerm en aanmoedig. En dis eintlik soos hulle sê 'n free lunch. Want onthou, as jy vrye handel, as twee individue met mekaar handel dryf, byvoorbeeld wen die koper en die verkoper. En na die transaksie is albei beter daaraan toe. En daarom is die beskerming van eiendomsreg so belangrik, want as jy dit nie jou goed is nie, dan kan jy nie daarmee handel dryf nie. Die derde ding is, jy moet lae inflasie hê. Inflasie moet laag wees, want dit help met die toekenning of die allokasie van hulpbronne in jou spesifieke ekonomie. Dis eintlik op 'n baie eenvoudige manier die belangrikste ding goed wat 'n mens moet doen. Of anders gestel. Kom ons kyk 'n bietjie anders daarna. Daar's 'n sekere waardestel wat jy in jou bevolking moet hê om seker te maak dat jou ekonomie behoorlik funksioneer. En die waardestel beteken eenvoudig jy moet ander mense se regte respekteer en jy mag aandring daarop dat jou regte gerespekteer word. En onthou, dit gaan nie net oor regte nie. Dit gaan ook oor verantwoordelikhede. So op die ou end dink ek 'n suksesvolle ekonomie is 'n ekonomie wat gebaseer word op 'n sekere stel regte. En dit sluit 'n hele klomp goed in, soos wat ek nou hierso probeer op 'n manier 'n paar punte van gemaak het. So op die ou end gaan ekonomie in 'n suksesvolle ekonomie oor waardes en goed soos byvoorbeeld die beskerming van eiendomsregte en werklike vryheid vir die individu. Nou oor na nuus sake en vandag gesels ek met Lorenza Eckart. King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. Lorenza Eckart, ons nuuspersoon van die week. Gaan goed met jou, kyk 'n pragtige lyn. Baie lekker om hier te wees met julle, Dawie. Wel, dis natuurlik 'n groot tyd vir Suid-Afrika, groot jaar vir Suid-Afrika, G20. En ek meen, kyk hoe mooi lyk Johannesburg, is dit nie? Die verkeersligte werk almal. Die sypaadjies is skoon. Jy weet, die president is nou op 'n oorsigbesoek van Johannesburg en miskien Gauteng in die breë, want dis nou waar die G20-beraad later vanjaar gaan plaasvind. En weer eens hierdie ou triek van president Cyril Ramaphosa waar hy sê hy is vreeslik verbaas oor 'n realiteit wat baie Suid-Afrikaners wat oë en ore en ander sintuie het al lank van weet, en dit is dat Johannesburg uitmekaar uitval. Ja. Weet nou sê die president daar gaan stappe gedoen word en hy gaan seker maak om uit te vind wie se skuld is dit dan nou werklik dat die goudstad uitmekaar uitval. Ons weet wie se skuld is dit. Dit is Panyaza Lesufi, die premier van Gauteng en sy provinsiale regering en ook die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero se skuld dat die munisipaliteit uitmekaar val. Jy weet, en ek weet ook nie, daar's nou nie meer so baie tyd oor tussen nou en die G20-beraad. Hulle gaan haas uit 'n hoed moet druk om daai afgevaardigdes te beïndruk. Dit lyk my dit is maar die gewone ou storieetjie. Ons wag maar tot die dinge, tot die kalf werklik in die put is. Ons sit nie die beheining of voor die tyd nie. Ons wag tot die krisis werklik waar daar is en half in die krisis alreeds is. En dan probeer ons die vliegtuig bou terwyl hy alreeds vlieg. Jy weet, en ek dink dit is weer eens, dit is waar die ANC is. Hulle is nou nie meer die regerende party nie, maar hulle is wel as waar die regerende party in Gauteng. Die dominante party. Die dominante party. Dit is net tekenend van die feit dat hierdie party intellektueel en moreel bankrot is. Daar is nie werklik meer oplossings vir die probleme waarmee ons sit nie. Ten minste nie wat hulle wil erken nie. Jy weet, en die belangrike ding is dat daar verantwoordelikheid geneem word vir waar dinge skeef geloop het. En voor die president en sy premier
en sy ander partyleiers en diegene wat in beheer is van die metro en die provinsie voor hulle die verantwoordelikheid neem vir wat dit vooraf gegaan het nie, dan kan hulle nie eintlik praat oor wat gedoen gaan word nie, wat ons wil hê die koppe moet rol. Soos hy gesê het, regte en verantwoordelikhede. Sê my G20. Dit lyk my die ding is so 'n bietjie afgewater. Kyk maar, dit kan dit is 'n groot geleentheid vir Suid-Afrika. Maar ek meen as die Amerikaners nie hier is nie, en ek meen die klem lê in elk geval nie op G20 nie, die klem lê op die oranje ouetjie in Amerika. Dis waar almal nou kyk. Niemand gee my om oor G20 nie. Gaan ons iets hiervan kan maak? Ek dink nog steeds daar is waarde, al is dit net seremonieel vir wêreldleiers om bymekaar te kom. En ons sien nou, dit is 'n baie interessante en onsekere geopolitiese tyd waar ons in beweeg. Daar word opnuut vrae gevra oor die waarde van hierdie instellings. Nie net 'n G20 nie, maar ook 'n G7, G5, die Verenigde Nasies, selfs op eie bodem op ons vasteland, die Afrika Unie. Wat is die doel van hierdie organisasies wat al vir so lank praat oor ekonomiese groei, oor daai Millennium Development Goals wat die VN byvoorbeeld ten doel gehad het? Het dit werklik 'n verskil gemaak in die wêreldburgers se lewens? Ek dink as jy na baie lande kyk, sal mense sê nee. So dit is belangrik dat dit plaasvind, maar ek dink ook is nodig vir ons om 'n bietjie krities te staan en te sê, is daar 'n ander manier wat wêreldleiers miskien met mekaar moet praat en ook om eerlik te wees en mekaar verantwoordelik te hou, wat ek dink miskien ons bietjie minder van gaan sien in hierdie nuwe tyd. Maar ek moet nog vir sê Donald Trump kan jy nie daarvan beskuldig nie. Hy sê wat hy dink oor. Maar miskien is dit 'n les wat baie ander politieke leiers moet leer om werklik te begin sê wat nodig is om te sê. Wat ek by jou wil hoor, gaan ons 'n begroting hierdie. Ons hoop so, ons kan nie bekostig dat dit weer uitgestel word nie. Alle aanduidings is dat daar een sal wees. Dit is onseker presies wat die toegewings gaan wees. Want as ons kyk na die absolute teenkanting teen die voorstel van 'n 2-punt verhoging in die BTW, dink ek miskien gaan daar 'n klein verhoging daar wees, maar weer eens, dit is nie waar ons moet kyk nie. Vir die ekonome en die ontleeders wat sê dit is die beste van die spulslegte opsies wat ons gehad het. Ek dink dit is oneerlik. Die regering moet eerder gaan en sny, met die snoeisker inklim, departemente kleiner maak, die kabinet kleiner maak. Dit is natuurlik iets wat die regering van nasionale eenheid miskien nie voorgaan te vinde wees nie, want hulle is nou vir die eerste keer in 30 jaar het ons oppositiepartyleiers in die kabinet, maar dit is wat nodig is, en ook ons staatsdiensrekening wat gesny moet word. Weet jy, die vakbonde wat vreeslik uitvaar teen die BTW-verhoging, maar hulle sal miskien nie noodwendig te vinde daarvoor wees, dat hulle nie daai verhoging skryf waarvoor hulle beklei nie. So, wie gaan hierso toegewings maak, moeilike besluite, maar is hoogtyd dat dit geneem moet word. Altyd iets opwindend om oor te gesels. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Wel, kom ons gaan aan met Sake Fokus. Alle ou bekende hier op ontbytsake, Louise Snyman sy is die direkteur van Batelier Laagveld. Goeiemôre. Hallo Leon, baie dankie. Dis lekker om hier te wees. Insgelyk, lekker om hier te hê. Batelier het verlede jaar omtrent hierdie tyd by ons gekuier en julle was later verlede jaar toe nou ook deel van die ontbytsake se onderneming van die jaar toekennings en daar het julle met 'n algehele brons weggestap. Baie geluk weer eens daarmee. Wat het dit vir julle as besigheid beteken en natuurlik vir hierdie projek? Ja, dit voel soos gister, nee, maar dit is al bietjie meer as 'n jaar terug. Ek moet vir jou sê Leon, ek dink die sakevertroue wat so inisiatief in 'n besigheid soos ons is, 'n klein saakonderneming, klein familiebesigheid is ongelooflik en die blootstelling wat jy daaruit kry. Ek dink Batelier het verlede jaar een van sy beste verkope jare gehad sedert ons die ontwikkeling begin het en ons het baie myle uit ontbytsake se onderneming van die jaar kompetisie gekry. So bietjie nader aan die huis moet gaan.
Jy weet, ons sien Batelier eintlik as 'n dienslewering maatskappy. So ons personeel het so sê ding, as iemand daar inry, of dit nou 'n besoeker is, of iemand is wat reeds daar woon, of 'n voornemende koper, moet hy so half in 'n kokon inry waar hy weet alles werk. So hy moenie wonder nie, die paaie moet skoon wees, die gras is gesny, die ondersteuningsspan moet uitnemend wees. En om dit reg te kry, vat dit ongelooflik baie insette van ongelooflik baie mense 365 dae van die jaar. So dis so 'n bietjie van 'n dankie vir hulle ook en 'n bietjie erkenning van die kliënte af om te sê, wel gedaan, doen so voort. Ja. Wat is nou jou mening? Daar's 'n klomp natuurlike klomp aspekte wat mense moet oorweeg. Wanneer dit kom by jy wil 'n belegging maak of jy wil belê in 'n ontwikkeling soos Batelier, watter aspekte is belangrik? Ek dink uit ontwikkelingskant uit, nee, sou ek twee goed uitlig. Ek dink in die eerste plek moet jy belê in 'n kwaliteitontwikkeling, maar wat dan ook belangrik is dat dit volhoubaar is. Ek bedoel, een van die goed wat jy nie wil hê nie is om 20 jaar of 30 jaar later te sê, maar jy kan nie meer bekostig om daar te bly nie want dit het te duur geraak, of die kwaliteit van die ontwikkeling het tot so 'n mate gedisintegreer dat jou belegging ook daarmee heen is. So volhoubaarheid is baie belangrik. By 'n ontwikkeling soos Batelier is dit makliker want ons het skaal, so ons kan daai kostes om die kwaliteit te behou oor 'n groter basis verdeel. So ek dink dis die eerste punt. En dan die tweede plek, ons het dit al baie gesê, mense se verwagting van lewenskwaliteit het wesenlik verander. So ons hele aanslag is daarop gegrond om te sê, man, kom vroeër terwyl jy nog regtig die kwaliteit leefstyl, die aktiewe leefstyl, die beste uit die land goed uit kan put, maar dan moet jy weet die ondersteuning is daar as jy 'n ander fase van jou lewe ingaan, laat dit eintlik soemloos gebeur. So jy moenie dan gaan karring aan jou kwaliteit van jou leefstyl nie, want jy wil nie, en jy wil in 'n gevestigde omgewing bly vir so lank as moontlik. En ek dink dis ons aanslag. So, daar's 'n klomp dinge aan die gebeur altyd daar by Batelier. Wat kan ons verwag van Batelier in die volgende, kom ons sê 12 tot 18 maande? Sjoe, ek dink mees opwindende vir ons op hierdie stadium, ek het so 'n voorsmaakie gebring van die sportsentrum wat nou einde van hierdie maand in gebruik geneem word deur die inwoners. So daar's 'n lekker binnenshuise vir 'n swembad en 'n sportsaal en 'n koffiewinkel en alles. Fancy. Vir ons inwoners. Ja, dit gaan Batelier wees soos ons sal sê, dit gaan baie lekker wees. Verder het ons laaste deeltitel eenhede nou 2 weke terug aan die waglys bekend gestel. Daar is net 8 van die eenhede oor. So volgende naweek het ons 'n oop naweek, die 15de en die 16de dink ek is die datums, Saterdag en Sondag. Mense kan vir ons kom kuier. Ons personeel is heeldag daar. En dan so 'n bietjie later in die jaar ons motorskou wat 'n baie groot geleentheid geword het. Mense kom van heinde en verre om te kom kyk en hulle bring hulle motors van heinde en verre. Wow. Dis 'n baie lekker geleentheid. Dis die 24ste Augustus en dan dink ek sal ons weer deelneem aan ontbytsake se onderneming van die jaar kompetisie, so ons sien ook daarna baie uit. Ons sien net so daarna uit. Louise, baie dankie dat jy 'n draai kom maak vanoggend. Dit is altyd lekker om jou hier te hê. Dankie Leon. Louise Snyman is die direkteur van Batelier Laagveld. Hierna vertel Pieter de Waal ons van waar sy volgende sake fokus gaan wees. Naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. My volgende sake fokus waarin ek werk, bied geleenthede aan besighede in die Nelspruit omgewing tydens hierdie televisie-uitsending. Ontbytsake rig 'n uitnodiging aan alle maatskappye in Mpumalanga se hoofstad om jou onderneming deel van ons sake fokus op Bombela ondernemings te maak. Hierdie uitsending is geskeduleer om begin Junie uit te saai, so in aanloop van In die Bos 2025, wat natuurlik alreeds deel van hierdie fokus is. Hierdie sake fokus skep 'n goeie geleentheid om jou produk en diens akkuraat aan Suid-Afrika voor te stel, wat goeie reklame waarde bied. Neem my besonderhede op die skerm af en kontak my sodat ons oor jou maatskappy se deelname kan gesels. Ek hoor graag van jou. Dankie. Nou die res van die bestanddele wat ek vandag in die slaai gebruik is slaaiblare aan die bodem van my bakkie. Dis natuurlik opsioneel omdat ons eintlik klaar die geurende parel couscous het wat as basis kan dien. Maar ek hou van die groen blare op die bord of in die bakkie. Dit maak die bakkie net vol en lig die hele slaai so 'n bietjie op. Nou die res van die vars bestanddele is dan vars mango blokkies.
of in blokkies of in reepies gesny. En as jy nie vars mango wil gebruik nie, kan gedroogde mango ook 'n oulike en 'n heerlike plaasvervanger wees. Nou dan het ons avo, sprieteie en dan bloedlemoene opgesny in wiggies. Nou ek kook sommer hier eintlik met 'n gekookte sitrusslaaisous wat die slaai heerlik gaan komplementeer. Nou ek het mos nou al die ander sous self gemaak. Nou kom ek kyk gou of ons solank 'n paar van hierdie elemente in die bakkie kan pak om later met opdiening bietjie tyd te spaar. So wat ek gedoen het, ek het nou net so half hier aan die een kant, so 'n derde van die bakkie is leeg. Ek los hom vir die holtetjie vir my slaai en ek het nou nie nog nie mooi gemeng nie. So kyk hoe heerlik lyk hierdie slaai en omdat hy daai suurlemoen in het, gee hy hom so lekker vars smaak. En jy sal sien, ek pak dit nou net so en ek hou daarvan, jy gaan sien soos ek die slaai begin pak, hou ek daarvan om dit so in dele te pak of in pizza wiggies as jy dit so wil noem. Dit help maar net dat elkeen kan kies wat hy eet en dan as jy nou nie van iets hou nie, dan eet jy dit net nie. So daar pak ons dit so en dan vat ek nou natuurlik my avo of avokado peer en dit pak ek daar aan die een kant ook net so mooi. Nou, ek wil nou nie alles klaar maak en dan kan julle nou na niks kyk nie. Ek wil julle wel vertel van nog 'n oulike idee, is om dieselfde slaai te gebruik en dit half in 'n tortilla wrap te sit en daar het jy nou 'n heerlike middagete bederf vir 'n kosblik byvoorbeeld. Nou as ek terug is, maak ons die opdiening klaar. In die Maart-uitgawe van Rooi Rose preek die pragtige voormalige mevrou Heelal Margaret Gardner, wat ook al hier by ons gekuier het, en sy vertel oor haar debuutroman. Kurt Darren, Jan Braai en die modeontwerper Anel Botha gee ook vir lesers 'n kykie in hul lewe en jy kry heerlike resepte wat alles met eiers gemaak word. In Rooi Rose se sakevrou fokus in samewerking met ontbytsake stel hulle vir Shanae Fouché, bedryfshoof van Mevrou Suid-Afrika bekend, en sy vertel wat agter die skerms van die kompetisie gebeur. Daar is ook 'n spesiale kompetisie vir matrieks en een meisie kan haar droomrok ter waarde van R20.000 deur die Aan Daniels Couture wen. So kry sommer nou Maart se Rooi Rose. Dit is propvol interessanthede. Nou tyd vir kubersake en in die lig van ons kuier met Antoinette vandag het ons julle op Facebook gevra vir positiewe redes hoekom julle in Suid-Afrika wil bly. Nou Bruna Andries, ek wil saamstem. Sy skryf: Ons is gewoond aan ons probleme en weet redelik goed hoe om die meeste daarvan te hanteer. Die res van die wêreld se probleme begin nou eers eskaleer en dit begin vinnig. Ja, ons is al klaar op die kruin vir ons Ons probleem. is al klaar in ons kanonne. Wil ons is nog op pad af. Johan El se antwoord is kort en kragtig. Hy sê dit is waar my gees is. Is dit nou nie mooi nie, Dawie? Ons het ook 'n foto van Dawie en Pieter druk in gesprek op Facebook geplaas en hulle gevra om te laat weet waaroor die spesifieke gesprek nou gaan. Nou Ivan Cox het laat weet. Pieter het gesê, Dawie, jy altyd so slim. Luister, dis nou tyd om te braai. Ja, dis altyd altyd tyd om kan nooit te braai. verkeerd gaan nie. As ek dit so gesê het, so ek seker geluister het. Letitia Fourie, sy raaiskote het ons laat lag. Sy skryf ontbytsake. Dit lyk soos een van daai scary oomblikke wanneer 'n Afrikaanse persoon vir jou sê, luister nou, baie pliep pliep. Mooi vir mooi. Luister mooi vir my. Afrikaans is natuurlik nog 'n rede hoekom ons in Suid-Afrika sal bly. Hierna gesels ek met Dr. Judy oor leefstylsake. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy Pretorius, die uitvoerende hoof van Biomedical Emporium. Goeiemôre en baie welkom weer 'n keer. Môre, Dawie. Kyk hoe pragtig lyk jy. Ag, baie dankie. So ons praat vanoggend oor babas, né? Hoekom kry babas sulke uitslae? Wel, ek wil begin met 'n interessante storie. Ek het natuurlik 'n geboorte gegee aan 2 babas, tweeling. En interessant genoeg, ek was nogal bekommerd geweest
oor wat is die verskil in 'n babatjie se vel wat gebore is met 'n keisersnit teenoor 'n babatjie se vel wat gebore is met 'n natuurlike geboorte. En interessant genoeg is as 'n babatjie met 'n natuurlike geboorte op die aarde kom of in die aarde kom, word hulle bedek met vaginale mikrobiom wat 'n tipe van 'n probiotika is vir die vel. Ja. En hulle sluk eintlik ook 'n bietjie daarvan dat dit die spysvertering begin populeer met bietjie meer probiotika. So dis hoe hulle immuniteit begin bou. Waarteenoor as jy 'n keisersnit het, het jy nou nie daai bedekking nie en dis hoekom baie keer sal ouers sê, maar hoekom het my kindjie nou ekseem? Veral so 'n paar dae of 'n paar weke na geboorte en dis presies dit. Hulle het bietjie meer mikrobiom nodig. En enige iets wat daai kindjie drink as hulle dalk gewoond is aan borsmelk en ewe skielik moet oorskakel na 'n formule toe, gaan hulle tipiese uitslag op die vel kry en is suiwer as gevolg van die feit dat die vel bietjie meer gedehidreerd is en nie daai natuurlike mikrobiom het nie en die immuniteit baie laag is. Moeder Natuur weet maar net altyd doen bietjie beter, maar kan mens iets aan doen? Absoluut, en ek dink oordat ek my kiddies gehad het in COVID tyd het besluit, kom ek gaan in pediatriese formulering in ook en gaan kyk wat kan mens doen om my mikrobiom te mimiek en dit fisies in 'n room te sit en dit natuurlik op hulle lyfies te sit. Maar enige kindjie is eintlik baie pro-allergie, baie sensitief vir die omgewing, allergie en stimulante en irritante en enigiets kan eintlik uitdruk op hulle vel. Maar enige maak nie saak hoe die baba gebore is nie. Elke ouer weet van brandboutjies. Ja. Hoekom kry babas brandboutjies? Absoluut. Wat kan mens aan? Wel, brandboutjies en ek het nou sommer besluit ek is 'n selfgeproklameerde spesialis oordat ek miljoene doeke geruil het. En kom ons vat byvoorbeeld weggooi doeke. As 'n babatjie brandboutjies het, dit is maar die urine of die ontlasting wat baie suur is en aan die vel brand, dan wil jy nie net eintlik enige salfie opsit wat nie 'n daadwerklike verskil gaan maak nie. So ek stel gewoonlik voor wat mense moet doen is jy kry 'n nat lappie waar jy mee die vel skoonmaak en 'n olielappie. Kry eerder 'n olielappie, maak die vel mooi skoon en dan sit jy 'n redelike ambisieuse hoeveelheid van daai doek of bababoutjie salf op wat terloops nie geurmiddels en kleurmiddels en daai goed op het nie. Allerhande vreemde goed net ambisieuse hoeveelheid van dit op en dan die olielappie bo op dit en dan maak jy eers die doek toe sodat jy net kan verseker dat daai roompies nie in die doek in absorbeer nie, want so gaan jy definitief 'n draai kry in die babatjie se vel. Maar waarvan is die babas bietjie meer kaal laat rondloop of rond lê wat babas ook al doen? Maak dit sin? Dit help 'n bietjie, dit help definitief 'n bietjie vir alles hulle by die huis is, maar ek dink ook oor dit ouers nou nie heeltemal lekker weet wanneer hulle 'n ongelukkie kan verwag nie en jy wil definitief eerder 'n doek op hê, sit dit op. Ek dink die probleem kom in by kleuterskole, want baie keer sal die kindertjies buite speel en dan van die personeel nie dadelik optel dat die doeke vuil is nie en dan brand die boutjies. So gee maar vir die onderwysers ook 'n bietjie 'n riglyn of twee hoe hulle die doeke moet ruil met so olie of 'n parafiengasdraad boop, dan sal die probleem weggaan. Dr. Judy Pretorius, dankie dat jy weer by ons 'n draai kom maak. Baie dankie, Dawie. So die belangrikste is jy hou hulle aan die bokant nat en hou hulle aan die onderkant droog. Ons kyk nou na die nuwe opwindende sakewinkel op ons webwerf waarvoor jy kan geregistreer en daarna gesels Leon met Frikkie van Logrenberg van IFSA. Vanaf Saterdag 5 April gaan kykers van Ontbytsake toegang hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel. Ons skop die 5de April af met R20,000 se gratis Fly Sapphire vliegbewyse. Maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom. Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad om jouself 'n kans te gee. Nog 'n bekende gesig by ons, Frikkie van Logrenberg van IFSA, die uitvoerende hoof. Goeiemôre. Môre Leon. Lekker om jou te hê. Nou, IFSA is bekend vir beleggingsoplossings en benadering tot kliënte se finansiële behoeftes. Wat sou jy sê is van julle sterkste eienskappe as fondsbestuurders? Wel, op die stadium in tyd moet ek sê ons alternatiewe benadering wat ons begin met die einde.
As ons gaan kyk wat jou spesifieke behoefte is wat jy nodig het, dit met jou risiko-analise uiteen te sit vir jou 'n baie goeie beleggingsplan bymekaar en maak seker dat jy deur daai benadering kom waar jy moet wees. Nou jy het al genoem dat jy nie reaktief is ten opsigte van portefeuillesbestuur nie, maar doelgerigte of doelgedrewe strategie toepas. Wat behels dit? So as ons nou gaan kyk wat duidelik in die mark besig is om te gebeur, jy kan sien die mark is besig om so half bietjie stadiger te trek, asof jy in die sand begin ry. En dis te doen as ons nou gaan kyk al die geraas en die emosie wat nou huidigelik in die mark is, en dis waar die reaktiwiteit of die nie-reaktiwiteit inkom nie. Elke dag lyk dit my as 'n Trump-dag, so daar's definitief motivering, en ons weet ook in Suid-Afrika is daar ook dinge aan die politiese rand aan die gang wat al die emosies opwek. En die idee is dat jy regtig moet terugstaan en nie laat die emosies jou besluite vir jou laat neem nie. Ja, dis 'n baie moeilike een daai. Julle gee julleself uit as leiers in die alternatiewe beleggingsspasie. Waarom glo jy dat hierdie spesifieke bateklas meer relevant raak in vandag se tyd in kliënte se beleggingsportefeuilles? Leon, as ons gaan kyk wat het die afgelope 5 jaar gebeur in die mark homself. Die mark was baie stadig. Daar het nie verskriklike bewegings gebeur nie. Die laaste jaar het die mark baie sterk gereageer. Nou as jy gaan kyk wat het die alternatiewe oor daai selfde tydperk gedoen, dan kan 'n mens nou agterkom dat daar baie meer stabiliteit, 'n minder volatiele tipe van groei wat nou daardeur gebeur het. En as jy nou hierdie kombinasie bymekaar sit met die alternatiewe by, het jy 'n baie groter of 'n baie beter kans om by jou beleggings uiteindelik uit te kom as wat jy net fokus op die primêre of met die gelyste omgewing. Frikkie, noem nou emosies. Ons is emosionele wesens. So om daai emosies of emosionele besluite uit jou beleggingsbesluite uit. Hoe doen jy dit? Is dit moontlik vir 'n mens om dit te doen? Dit is moontlik. Ek sê altyd jy moet 'n plan hê. Begin by jou plan. Waar wil jy uitkom? Wat is jou plan? Fokus op daai spesifieke strategie wat jy daar wil uiteensit. Nommer 2 is diversifikasie. Maak seker dat jy genoegsame diversifikasie in jou portefeulje het. Jy het alternatiewe, jy het buitelandse beleggings, jy het al daai blootstelling om daai risiko's basies te beperk. Tydlyne is nog 'n ding. As jy 'n jaar, 3 jaar, 5 jaar en 7 jaar plan het, moenie voor die tyd laat die emosies jou laat miskyk dat jy daai planne in plek het vir 'n spesifieke rede nie. Tweede laaste ding, data en inligting. Kyk na die data, dat die wiskunde vir jou wys in watter rigting jy moet gaan, en praat met 'n professioneel, iemand wat opgelei is om objektief en nie emosioneel na 'n spesifieke situasie te kyk. Ja, daar is belangrik. Hê ten minste net 'n plan. Ek bedoel dis 'n goeie begin. Soos 'n boer. Ja, soos 'n boer. Julle het 'n netwerk van geakkrediteerde adviseurs en soos jy sê, julle staan altyd reg om met kliënte te gesels. Hoe maak mense daar buite met julle kontak? Leon, die kykers kan die woord kontak SMS na 48422. Ons staan altyd reg om lekker te gesels. Frikkie van Loggerenberg, die uitvoerende hoof van IFSA, is altyd lekker om met jou te gesels. 'n Bietjie help my vandag om so 'n bietjie die emosie uit die ding ook uithaal. Dankie Frikkie dat jy hier was. Dankie Leon. Dawie gesels net hierna met die wenner van ons sosiale media kompetisie, Spectrum Gehoor. Buite van die kloof in die Noord-Kaap is die Noord-Kaap Beroepsjagskool wat besit en bestuur word deur Meinhard Herald. Die skool maak voorsiening vir enige iemand wat passievol is oor jag en hulle kennis en begrip van alle aspekte van professionele jag wil uitbrei. Die belangrikste, die skool bied aan jou 'n stewige platform om jou loopbaan as 'n professionele jagter te begin. Hulle bied tans 2 kursusse. Die 11-dag jagkursus is 'n gewilde opsie waar jy meer gaan leer oor jag en professionele jag. Die 7 maande professionele jagkursus is ideaal vir iemand met 'n passie vir jag en wat 'n oorbruggingsjaar na matriek wil neem. Dis tans die enigste professionele jagskool wat 'n 7 maande kursus aanbied. Dit bestaan uit 'n noodhulp vlak 1 kursus, 'n 4x4 kursus, 'n basiese meganiese instandhoudingskursus, 'n jakkals en rooikat jagkursus, 'n buffeljagkursus en 'n Rowland Ward metingskursus. Noord-Kaap Beroepsjagskool. Alle studente wat hierdie kursus voltooi, sal gereed wees om 'n werk te betree in die jagbedryf. Kontak hulle indien jy meer wil uitvind oor hierdie kursusse. Mondkraals in Van der Kloof is 'n heerlike gasvrye hotel, restaurant, kroeg en funksielokaal wat vernoem is na die groot kruis op die berg en die eienaar se van Kraals, wat ook kruis beteken. Dis hulle missie om die verwagtinge van al hulle gaste te oortref met uitsonderlike plattelandse gasvryheid en uitstekende diens. Hulle wil onvergeetlike ervarings skep. Mondkraals bied 'n perfekte mengsel
van gesofistikeerdheid en ontspanning. Dis 'n ware toevlugsoord vir gesinne, paartjies en sakereisigers wat op soek is na 'n rustige atmosfeer en onvergeetlike uitsigte. Die restaurant is die enigste in die dorp met gekwalifiseerde chefs wat gaste meer as bederf met heerlike disse. Mondkraus, besoek gerus hierdie weggesteekte juweel en ontdek sommer die lieflike dorp van der Kloof, waarvan min mense weet. Nou Shalba Saidnou, dis mede-stigter en direkteur en Tarmi Prinsloo is hoof van audiologie van Spectrum Gehoor. Goeiemôre aan julle twee. Môre Dawie, baie dankie. Kan ek begin sommer met jou? Absoluut. Spectrum Gehoor. Wat is julle, wie doen julle, wat doen julle? Ons audiologie praktyke. Ons het 6 praktyke reg oor Gauteng. Ons bestaan sedert 2009 af en ons werk met gehoor. Gehoorgesondheid. Ons kan wel niks doen aan selektiewe gehoor nie, maar andersins kan ons help. Ekskuus. Hoe weet ek? Ek ben hier so in die ateljee sê almal vir my ek luister nooit nie. Maar hoe weet ek wanneer mense nou gehoorprobleme het? Dawie, jy moet maar luister vir die mense naaste aan jou. Dis baie keer jou man of jou vrou of jou kinders wat eerste opmerk dat jy dalk 'n gehoorverlies het. Maar sommige goed wat jy by die huis kan kyk is die volume van die TV of die radio wat heelwat hoor gesit moet word as waarvan jou familielede hou. Ook mense vra dikwels vir herhaling, so ekskuus, ek het nie mooi gehoor wat jy gesê het nie, of herhaal jouself weer. Of jy merk ook op dat die persoon bietjie onvanpas reageer, lag vir 'n grappie wat dalk nie so snaaks is nie, of wag dat die res om jou lag en dan maar inval. En ook spesifiek in agtergrondsgeraas. Ja. Sodra daar 'n gesin of 'n familie saamkom, of jy gaan uit na 'n koffieshop toe, dis waar jy ook regtig kan opmerk dat daai mense sukkel. Hulle sukkel om te hoor wat daai persoon sê, veral as 'n bietjie in 'n restaurant kan jy sê, Ja, dis dit. So, hoe lank kan mens dit nou net ignoreer en dan wat gebeur as jy dit? Dawie, dis 'n baie interessante vraag en ons sê altyd mense wag te lank om iets te doen aan hulle gehoorverlies. Die probleem is gehoorverlies wat onbehandeld gelaat word, jou kans tot demensie is 30% hoër. So dis wat kan gebeur. Demensie en gehoorverlies. Presies. Ja, daar is studies wat bewys dat as jy gehoorverlies onbehandeld laat, is jou kans tot demensie met tye ook Alzheimer tot 30% hoër later in jou lewe. So daarom is dit uiters belangrik om iets te doen met jou gehoorverlies. As jy begin agterkom daar's iets fout, doen dadelik iets aantrent. Nou dis natuurlik 'n groot vraag. Wat moet mens dan doen? Waarna moet mens oplet? So Dawie, ek dink die belangrikste is om bewus te wees, en ek wil aansluit by wat Charles gesê het, is om te sê 'n mens kan nie anders as om regtig jaarliks jou gehoor te toets en dan op te tree as die resultate daarop wys dat dit nodig is nie. Want buiten vir die baie studies wat deesdae gedoen word met die link tussen breinfunksie en onbehandelde gehoorverlies, dink ek goed soos isolasie, mense onttrek, jy sien van jou geliefdes neem nie meer deel in die gemeenskap nie of in jou gesin. So ek dink dis alles goed om vooruit te kyk en regtig daadwerklik iets daaromtrent te doen. En iets daaromtrent te doen, kan dit suksesvol behandel word? Is dit suksesvol? Kan jy 'n dingetjie in die oor sit en dan kan jy hoor? Ja, dit is, kyk, tegnologie het so gevorder oor die jare en ons probeer jou gehoor realisties vir jou teruggee. Die tegnologie het 300% vinniger gegroei as selfoontegnologie, so die opsies is daar met gehoorapparate en gehoorverliesbehandeling. Maar mense voel nou baie selfbewus om hierdie dingetjie in die oor te hê. Dit is so, ek moet sê, ek dink ons het 'n groot ons het 'n kuiergas gekry. Wat is die nou? Dawie, hierdie is Captain Hero. Dit is ons gelukbringer in Engelse mascot en hy toer die land saam met ons en ons besoek skole en ons dis 'n oor ja. Dis 'n oor ja. En ons leer mense en kinders ook van gehoor en ons maak gehoor weer pret. Maar ek is 'n bietjie stadig, maar ek vang dit nou. Dis Captain Hero. Presies hy, ja. Presies hy. Maar dit was heerlik om saam met julle te kuier en natuurlik saam met Captain Hero. Lekker om jou kennis te maak, Captain Hero. En ja, ek sal sekerlik 'n plan maak om by julle daar te kom maak. Asseblief. Ek sukkel so 'n bietjie party. Want ten minste sê almal rondom my so. Nou Spectrum Gehoor en Captain Hero het hierdie onderhoud gewen deur aan ons digitale media kompetisie deel te neem. En daar is juis nou weer so een aan die gang. Hoor, dis 'n groot storie. Die besonderhede is op ons webblad te kry onder wen sake. Gemaak daar draai. Ontbytsake kuier graag saam met ons kykers op sosiale media, soos Facebook, Instagram en YouTube. Ons bied ook uitstekende advertensiegeleenthede daarop.
Ontbytsake projekbestuurder Pieter de Waal doen 'n sakefokus noem Mobella en Nelspruit in die Laagveld, ook die plek waar die jaarlikse in die Bosfees plaasvind. Pieter nooi alle besighede van daar om die land te wys wat julle doen. Dit word op 7 Junie uitgesaai. Ek gesels nou met Dr. Antoinette van der Merwe. Ek lekker om jou te gesels. Ja. Ons sit so agter die kamera sit ek en jy so 'n bietjie alreeds. Dik stukke gesels. Alreeds dik stukke gesels. Maar ek wil net eers by jou hoor. Wat was een van die eerste wat was jou enigste grootste verlang uit? Die grootste misding wat jy gemis het oor Weet jy, ek dink ironies genoeg het ek altyd ek is nie 'n groot op pap en sous of boerewors of melktert nie, maar daar het ek gevoel vandag maak ek melktert. Onttrekkingssimptome. Ja, seker maar. En julle grootouers is of die ouma en oupa van die kinders, hulle is ook almal hier so en so. Ja, ons is gelukkig dat ons hele familie hier so is, verspreid oor Suid-Afrika, maar almal hier in die land. En mens vind al meer en meer mense wat uit Suid-Afrika uitgetrek het, wat nou terugtrek Suid-Afrika. Dit is waar, ja. En dis mense met soos julle nou met besondere goeie kwalifikasies. Nou objektief gesien maak dit mos nou nie eintlik sin nie of wat. Ja, nee, ek stem saam. Dit is deel van die reis waarop ek gegaan het om te probeer verstaan wat ons besiel het om liewer hier te wil bly as in die land van ek weet nie kaas en heuning, maar ja, daar's baie goeders wat nie in die data is wat ons sien oor die lande nie wat mense terugtrek. So vriende en familie is een. Ek dink is 'n sekere kultuur in Suid-Afrika wat jy nie in die buiteland kry nie. Mense is vriendelik, mense is oop. En dan persoonlik het ek net ook gevoel dis 'n geleentheid in Suid-Afrika om regtig 'n lewe met betekenis te leef en om 'n verskil te maak en om betrokke te raak en kreatief te wees. Almal sê altyd weet as jy nou 'n ander plek toe trek en jy se nou weet, as jy nou Nieu-Seeland toe trek, waar jy nou was of Switserland waarmee jy nou was, ek ben daar, hulle doen dit ding op 'n sekere manier. Ja. En dit is moeilik om die spul aan te pas. Ja, dit is nie maklik nie. Ja. Jy weet maar as mens terugkom moet jy ook aanpas. Was dit ook moeilik om aan te pas terug in Suid-Afrika? Verseker. En ek dink dit was bietjie makliker vir my man want hy het reeds 'n werk gehad toe ons teruggekom het, so hy het net half weer by die dinge ingeval. Ek dink om die waarheid te sê, ek sou dalk nog 'n jaar of 2 kon bly. Hy het so by die deur gesit in sy tas en vir my sê, jy weet, wanneer kan ons nou gaan? Maar ek dink daai eerste jaar en 'n half taamlik gesukkel om weer aan te pas en dis iets wat ek gehoor het in die onderhoude ook. Baie mense het gesê dis maar moeilik om terug te kom. Kan jy sê wat was vir nou moeilike goed om by aan te pas? Wel, ek dink in die 5 jaar min of meer wat ons in Switserland was, het ek opgelet dat dinge taamlik agteruit gegaan het in Pretoria in terme van dienslewering, goed wat jy kan sien. So dit was bietjie skokkend geweest, dit was sleg geweest om te sien. Maar ek dink dit is ook net 'n ander pas van lewe wat jy weer by moet aanpas. Jy sit weer 2 ure in die verkeer vas wat jy nie doen, daar spring jy op 'n tram en dan sê waar jy wil wees. So dit is die hele gerief daarvan wat jy verloor het is eintlik amper iets wat jy moet ek weet nie, rou. So jy het dit opgemerk dat Suid-Afrika het agteruit gegaan. Wel, dis moeilik om te sê want mense onthou mos vreemd. Ja. Partykeer onthou jy ook verkeerd. Maar ek het gevoel ek het opgelet dat dinge bietjie ja. Maar jy's nou ontwikkelingsekonoom en ons gaan nou ek nog 2 stukkies wat ek met jou kan gesels, maar ek wil net die algemene opmerking maak en dan wil ek hoor of jy daarmee saamstem of nie. Almal praat van die goeie ou tye. Ja. En dit is so, Suid-Afrika het die afgelope tyd baie agteruit gegaan. Mense kan op verskeie vlakke dit sien, mense kan op verskeie stelle syfers dit sien, by verskillende veranderlikes kan ons dit sien. Sonder twyfel is Suid-Afrika baie agteruit gegaan. Ja. Maar oor die algemeen het die mensdom die afgelope tyd ongekende vordering gemaak op 'n verskeidenheid van vlakke. Dit het nog nooit in die geskiedenis van die mensdom so goed gegaan met ons soos vandag nie. Nee, verseker. Ek dink as jy kyk dit hang af hoe ver jy uitzoom of inzoom. Ja. Right? So as jy nou 10 jaar kyk, dan kan dit dalk slegter wees nou as 10 jaar terug of wat ook al. As jy kyk van die 1800s af, dan sien ons dat omtrent, as ek nou reg onthou, rondom 90% van mense in armoede was. Vandag is dit aansienlik minder. Ja. Grootliks as gevolg van lande soos China en Suid-Asië wat ongelooflike ekonomiese groei getoon het. Maar so ja, as jy moet kies wanneer in die wêreld jy moes gebore geword het, dink ek het ons die lotto gewen. Die beste tyd nog alle tyd. Ek gaan jou nou verder met jou gesels. Ons kyk eers vandag na golfdag volgende naweek by Silver Lakes waar Leon ook blykbaar 'n paar balle gaan wegslaan en dan gesels ons verder. Ouma Maggie en 2 Million Steps Group, 'n liefdadigheidsorganisasie, hou 'n golfdag op 13 Maart by Silver Lakes Golf Estate in Pretoria. En hulle nooi die publiek en maatskappye uit om deel te neem deur middel van bytjieborgskappe, 4-bal inskrywings en donasies aan die Neem Deel projek.
So kom geniet 'n heerlike dag saam met Ouma Maggie en 2 Million Steps Groep en ondersteun die Neem Deel inisiatief deur al jou ongebruikte sporttoerusting te bring. Vir besprekings kontak Karen Coetzee op haar selfoon of e-pos. Nou die vakgebied ekonomie gaan eintlik oor enige ding en ek wil so ver gaan om te sê dat alle besluite is altyd ekonomiese besluite. En die ekonomie gaan oor rentekoerse en oor mense, dit gaan oor liefde, dit gaan oor geluk, dit gaan oor enige denkbare ding en dit gaan oor ontwikkeling. En Dr. Anne-Marie van der Merwe is reeds 'n ontwikkelingsekonoom, Antoinette van der Merwe is reeds 'n ontwikkelingsekonoom en jy is 'n ekonoom, 'n vuil ekonoom. Wel, dis die eerste keer dat iemand my dit doen. Maar 'n vullis-ekonoom. Dit gaan oor vullis-ekonomie. Ja. Vertel ons waaroor gaan dit? Waaroor is jou navorsing? Wat is jou passie? Wel, miskien het dit begin toe ek teruggekom het en ek was geskok oor net die toestand van die paaie en die vullis wat rond lê. So ons kyk bietjie na vullis en hoe mense vullis bestuur as daar nie dienste is nie. So ons sien baie keer in informele of lae-inkomende nedersettings dat mense of damp, jy weet, jy gooi dit maar net ergens, want die regering kom haal dit nie, die munisipaliteit kom haal dit nie, of jy verbrand dit. En so ons wil bietjie kyk wat is die impak van daai goeders, eerstens op die kindertjies wat rondom daai vullishope groot word se gesondheid. Maar dan kyk ons ook 'n bietjie na gemeenskapsorganisasies wat opkom en sê hierdie is nie lekker nie, kom ons fix dit. Is dit 'n model wat dalk vorentoe kan gaan, wat die munisipaliteit kan oorneem of nie? So ons werk bietjie op vullis. Ja. Weet jy, ek het nou gesê dat ons het nog nooit in sulke goeie tyd gelewe soos wat ons nou lewe nie. So alle goeie goeders gaan saam. Lewensverwagting, skoon omgewing, al die goeie kwaliteit onderwys, gesondheidsdiens, hele ou lot. Maar al die slegte goeders gaan ook saam. Natuurlijk, ja. So lewensverwagting, siektes, vullis, geweld, misdaad, alle tipe van goeders. Hoekom konsentreer jy net op vullis? Is dit nie 'n groter prentjie nie? Is vullis nie maar net 'n onderafdeling daarvan nie? Is daar nie 'n groter probleem nie? Ja, ek dink die probleem is alomvattend. Ek dink dit kom terug by soos ek vroeër genoem het by die huishouding, die kultuur rondom die gesin. Ons sien baie gebrokenheid binne die gesin en die gesin is baie keer so 'n mikrokosm van die groter ekonomie, jy weet. So ek is self 'n mikro-ekonoom, so moet my vra oor inflasie en goed nie, maar ek kan vir jou sê hoe lyk die gesin en hoe hulle besluite neem binne die gesin. So dit verseker, al hierdie goeders is interconnected. Dis hoekom ons verras is om te sien dat iets soos stunting, kinders wat tekort is vir hulle ouderdom, tog lyk asof daar 'n oorsaak is van vullis af. So al hierdie probleme het 'n impak op mekaar. Is dit 'n oorsaak van vullis af of is dit iets wat saam met dit gebeur? Wel, dis nog vra my oor 'n jaar of wat. Ons werk nog aan die data, maar dit lyk asof kindertjies wat naby vullishope groot word, 'n hoër waarskynlikheid het om te kort te wees vir hulle ouderdom, so onderontwikkeld te wees. En ons het in Suid-Afrika, korrigeer my nou, maar jy het vir my genoem 50% van die bevolking kry eintlik nie genoeg nutriënte nie, ek word nie gevoed nie en 25% van ons kinders is werklik waar ondervoed. So ons kyk nou omtrent 50% van kinders wat in arm huishoudings groot word, 25% wat in huishoudings groot word wat regtig 'n voedseltekort het. En dan praat ons van omtrent 'n vyfde tot of ek kan sê 'n kwart tot 'n vyfde wat stand het, wat tekort is vir hulle ouderdom. En daai probleem in die toekoms word dit massief, want kinders wat nie reg ontwikkel nie is meer geneig om nie 'n werk te kan hou nie, om nie ekonomies aktief te wees nie, om afhanklik te wees van hulle familie of van die staat. En dit kos ons ekonomie elke jaar miljarde rande. So ek dink dit moet 'n prioriteit wees vir ons almal om te kyk daarna. Ek en jy gesels nou verder. Ons koor en makkies vinnig vir ons die kos klaar, dan gesels ons verder. Die Bellingham Homestead Chardonnay is die ideale pasmaat vir romerige hoender, varkvleis en pasta geregte. Selfs 'n Caesar slaai en ligte curries sal heerlik daarbey smaak. Nou hierdie slaai stil nie net jou honger nie, maar voorsien ook in al jou visuele en voedingsbehoeftes. Jy het behoorlike proteïene, vars groente en vrugte en dan ook 'n happie stysel lekkerte vir die manne natuurlik. Nou ek wys jou gou die laaste paar elemente wat in die slaaibakkie moet kom. So dis waar ons heel laaste gestop het of die vorige keer. So al wat ons nou gaan doen, ek wonder nou, kom ons sit gou eers die hoenderstukkies. So hier aan die kant, jy kan hom so 'n bietjie oor die couscous laat gaan. So 4 of 5 stukkies afhangende nou van hoe honger jy is. Dan
gebruik ons die bloedlemoene net so aan die ander kant langs die avokadopeer. En dan ons spreedeie kom so bo-oor. Nou, ek gooi dit eintlik maar net hierdie kant waar die blare is en dan nou natuurlik die hoenderfilette. Daai gekookte slaai sousie bo-oor. En dan heel laaste is 'n bietjie mikrokruie. En hier het ek sommer die rooi en die groen blaar ene gebruik net om so ekstra bietjie kleur in te bring. Nou het my peper verdwyn. Natuurlik, niks is 'n korliebord kos as hy nie bietjie swart peper op het nie. Kyk nou net. Gaan bederf jouself en maak seker jy maak 'n slaai wat beïndruk en jou hongerhuismense se magies propvol laat. En onthou, as jy nie een van die bestanddele het nie, vervang dit met iets wat jy wel in die yskas het. Die resep van my is op ons ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad beskikbaar. Geniet jou naweek en ek sien jou weer volgende week. Dawie gesels nou verder met Antoinette van der Merwe. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek gesels verder nou met Antoinette en ek weet jy het nou die probleem geïdentifiseer, maar ek wil nou weet wat die oplossings is. Maar kom ek voordat daarby uitkom, net 'n paar syfers gee wat ek nou al reeds baie goed ken. Ons is 65 miljoen mense in hierdie land. Daarvan is 28 miljoen mense wat grants ontvang of vir die sosiale oordragte. Daarvan is 2 miljoen staatsamptenare wat meestal oorbetaal is en meestal onderwerk is. Intussen is die per capita BBP vandag laer as dit was 17 jaar terug. Elke jaar word die aantal mense wat hierdie sosiale ondersteuningsnetwerk moet van gebruik word net meer en meer en die ekonomiese groei is net eenvoudig nie daar nie. Ons is besig om op 'n ramp af te stuur soos aanhou hiermee. Ja. So dit weet ons nou. So wat nou? Jy vra my nou om groot probleme op te los, maar ek dink wel, ja, soos jy noem, die hoeveelheid mense wat bydra tot die staatskas raak minder, en die hoeveelheid mense wat afhanklik is raak meer. So dis 'n dubbele lem, right? Dit sny beide kante toe. So ek dink die eerste ding wat ons net moet kyk, en ek weet julle gaan praat oor die begroting volgende week, ek dink dit is 'n moeilike taak op sigself, maar is om te kyk dat ons sny, en dit was al vandag gesê, ons moet soveel as moontlik sny aan onnodige span. Ons nommer 1 doelwit in hierdie land nou wees om koste-effektief te spandeer. Ons kan nie onnodig geld spandeer op goederes wat nie bydra tot ekonomiese groei nie. En dit beteken goeie dienslewering, dit beteken waarde vir belastingbetaler, dit beteken veiligheid, jy weet die basiese dienste. So ek dink om mee te begin, kos kyk na die maklike goed eerste en ons sny wat onkostes wat nie nodig is nie, ons fokus op korrupsie en ons kry daai twee goeders wat nou verder uit mekaar uitdryf bietjie nader aan mekaar. Ek wil vir jou sê een van die eerste dinge wat ek sou gedoen het as ek die mag sou gehad het is inderdaad om te doen waarop jy konsentreer en dis om die plek skoon te maak. Dit gee vir my meer, ek meen die plek lyk net beter. Dit gee jou iets om op trots te wees, dit gee jou iets om op verder te bou. Maar iets wat ek vir jou spesifiek wil vra want ek kan sommer nou vir jou sê 'n klomp mense gaan ons e-posse daaroor stuur op die Facebook sit en so aan. Soos ek genoem het, ons het 28 miljoen mense wat nou die sogenaamde grants ontvang en die meeste daarvan is die kindertoelaag, meeste daarvan. Hierdie kindertoelaag gaan baie mense vir jou sê dra daartoe by dat jong meisies nog kinders kry. Is dit waar? Ja, dit is een van daai tipiese vrae wat 'n ontwikkelingsekonoom na kyk, right? Daar's een of ander wat ons noem 'n treatment in die stelsel in en dan hoe reageer die mense, watse besluite neem hulle aan die ander kant. Ons sien nie op die oomblik in die data dat meisies geneig is om kinders te kry vir die toelaag nie. Ek dink baie van daai meisies is bewus van die feit dat 'n kind baie meer kos as wat daai toelaag is. So byvoorbeeld een eenvoudige aanduiding is dat meisies nie die toelaag kry of nie aansoek doen vir die toelaag van geboorte af nie, eers as die kind min of meer ek dink rondom 2 jaar oud is. Hierdie data kan ook al 'n bietjie verouderd wees. So dis 'n aanduiding dat daai, jy weet, as ek 'n kind kry vir die toelaag, dan sal ek onmiddellik daai toelaag aansoek voordoen. So daar is aanduidings dat ten minste gemiddeld dit nie waar is nie. Natuurlik is daar meisies wat kinders kry vir die toelaag wat nie vooruit dink en dink aan wat die koste vir die kind is en wat die waarde van die toelaag is nie, maar op 'n gemiddelde vlak sien ons dit nie in die data nie. En mense en ek moet ook sê, weet jy, ons kan nie toelaat dat ons mede-Suid-Afrikaners doodgaan van die honger nie. Ons het 'n verantwoordelikheid daaroor, maar ons moet sekerlik die ekonomie in die groei kry, anders gaan ons nie hierdie ding, anders kan ons dit net eenvoudig nie meer bekostig nie. Maar gee vir ons hoop.
Geef ons hoop. Wat is daar wat besig is om beter te raak? Wat is daar? Watse goeie vooruitsigte het ons nou daar? Soos ek jou nou gesê het, die ekonomie het swak presteer. Die ding wat hierdie engine wat hierdie goed is veronderstel is om alles op te lig, is net nie voorreg nie sterk genoeg nie. Wat is daar wat ons kan doen? Wat gee vir ons hoop? Wat sou jy gedoen het? Kyk, 'n ding wat my persoonlik baie hoop gee, is die feit dat ek sien wêreldwyd, veral in Amerika, jy weet, sedert die ouros mannetjie in die Withuis sit, dat ons 'n ongelooflike polarisering het. Wêreldwyd. Mense kan mekaar nie, jy weet, hulle kan nie vir mekaar kyk nie. Daai ding is ongelooflik gevaarlik. Na 30 jaar in Suid-Afrika het ons eerste keer 'n regering van nasionale eenheid. Ja, dinge is moeilik, ja, dit werk nie so goed nie, maar die feit dat mense sê ons sien die ANC doen sleg en ons draai na ander partye toe, kleiner partye, die DA of wie ook al. Daai ding gee my baie hoop. So ons moet vashou daaraan en ek dink organisasies wat nie bydra tot daai eenheid nie, is besig om meer skade te doen as goed. Maar dit is tog ook so. Ek meen daar's 'n industrie rondom die welsynindustrie wêreldwyd alreeds tot stand gebring en dit kan ook nie hou nie. Nee, natuurlik. En ek dink 'n toelaag is die welsynsindustrie en al hierdie goeders is bietjie soos 'n pleister, jy weet. Dit is iets wat nodig is, dit help 'n bietjie, maar dit los nie regtig die diepte van die probleem op nie. So ek dink hulle praat altyd in ontwikkeling van twee velde. Jy wil die langtermyn, wil jy die probleem oplos, maar jy wil ook nou verligting bring aan die mense wat swaar kry. So dis 'n baie fyn balans. Dan spandeer jy al jou geld om verligting te bring aan die mense wat swaar kry, dan spandeer jy niks geld om die actual probleem op te los. Spandeer jy al jou geld daar en dan sal mense wat nou regtig swaar kry. So dis bietjie van 'n balans. Iets wat jy nou nog nie vir my genoem het nie, wat ek nogal gereken het, een van jou eerste antwoorde sou gewees het, dis vaardigheidsontwikkeling. Ja, ek dink dis belangrik. Mens sien die Wêreldbank het baie bestee in Afrika op vaardigheidsontwikkeling, nie altyd vreeslik suksesvol nie. So dit is nie 'n maklike probleem om op te los nie. Ek dink ek is opgewonde oor die minister van basiese onderrig, sy doen ook goeie werk. So dit begin by 'n baie lae vlak. Daar was nou onlangs 'n studie gedoen deur navorsers van Stanford en ek dink van Munich wat gaan kyk het net wat ekonome baie keer doen is hulle sê is jy ingeskryf by skool, in die skool, ja of nee, en wat is die ekonomiese groei in daai land? En ons het nog nooit 'n korrelasie tussen die twee gesien nie. En wat hierdie navorsers gedoen het, is hulle het gesê, maar kom ons kyk liewer, kan jy lees, kan jy skryf? So hulle het hierdie PIRLS toetse en daai goeders gebruik. Hulle het dit gestandaardiseer vir alle lande in die wêreld. Ek dink dit moes 'n groot taak gewees het. En toe het hulle gesê, as ons as Suid-Afrikaners kan regkry om vir elke kind basiese vaardighede te gee. Dit beteken jy kan goed lees, jy kan 'n eenvoudige sommetjie oplos, dan verwag hulle sal ons ekonomie tot 18 keer groei. Nou ek het nog nooit iets gesien wat daai tipe groei sal bewerkstellig. En ek kan nog een dingetjie byvoeg, diereproteïene. Dit gaan ook 'n groot verskil, veral ondervoeding in die land. Ja. Dit was wonderlik om jou te gesels. Ek dink mense jy doen absoluut 'n fantastiese werk. Jy gee 'n ander blik op ekonomie, op ekonome. Ekonome is sulke mense, sulke vervelige mense wat ernstig agter 'n lesenaar sit. Jy doen eintlik, jy kry jou hande letterlik. Jy maak jou hande vuil daar buite. Dankie vir wat jy doen en baie dankie dat jy met ons kom deel het en by ons gedraai kom maak het. Baie dankie. Sê vir ons iets. Baie dankie. Laat jy by ons kom kuier hè. Dis heerlik om jou te kuier. Ek kan ure mee sit en gesels. Sien jy ekonome kan ook persoonlik. Man, dit is sy was 'n vars bries. Sy was 'n vars bries. Antoinette was heerlik om hier te hê. Ons stuur jy ook weg met 'n heerlike botteltjie van hierdie Bellingham Chardonnay en 'n lieflike leerwynsak van ons vriende by Boot and Rally en 'n ontbytsakebeker. Wonderlik. Baie dankie. Koffie in die oggende uit om te drink. Ja, wel, ek kan vir julle sê volgende week het ons hopelik 'n begroting. En ek sien vreeslik daarna uit om professor Janie Du Plessis mee te gesels, Theo de Jager en Isak Du Plessis. Alle mense oor die begroting as ons 'n begroting het. Kan ek vir Janie Du Plessis nie 'n rugby speler nie. Is dit nie dalk Janie Rousseau na wie jy verwys nie? Ag, sorry Janie, professor Janie. Maar dalk Janie Rousseau. Sorry Janie speel ook dalk rugby. Ek weet nie. Ons sal maar by hom check volgende week. Hy moet ook net sy strukdas afval. As hy op die veld draf, bedoel ek. Hierdie is sorry Janie. Jou mals, elke kleur, elke geur, alles in een bakkie. Kleurvolle bord. Sien jy kleurvolle? Nou kos moet altyd alles in hê wat mooi lyk. Is hierdie, jy het gesê hierdie is nou couscous, maar dit is nie eintlik nie. Hulle noem dit op die pakkie as jy dit koop. Reuse noem hulle dit pul couscous. Maar dit is nie eintlik couscous. Couscous is daai fyner. Ja. En dis nie hierdie is meer 'n pasta. Maar gou van sy tekstuur. Kan julle hoe interessant kan ekonomie wees, hè? Dit is inderdaad, David. Dit is hoekom ek het ook 100 jaar terug geswat dit. Maar het jy dit deurgekom? Ek het. Nee, ek het goed genoeg. Goed, daar's hele lekker mense, dankie.